Hoe voel jy oor die kerk? As ek nou vir die kerk 'n punt uit 10 moet gee, en onthou ek is deel van die kerk, ek sal die kerk nie te slegte punte gee nie, maar gaan hom definitief nie volpunte gee nie. Want kort voel dit vir my, ons is so naby aan die ideaal wat Jesus gestel het, maar ons kom nie daarby by nie. Dit voel vir my, daar kom goed kort, en ek dink dis presies wat die geval is. Ek wil die kerk vergelyk met domino's, of nie net die kerk nie, ek wil myself vergelyk met domino's. Hier in die vroeë 90er jare het ons begin om elke jaar die Domino Day lewendig te kyk op televisie. Dis Europa wat, ek dink China of een of ander land uitgedaag het, en dan kyk hulle wie kan die meeste domino's laat val. Die domino's is soos hierdie gewone domino's waarmee ons domino's speel, maar dis gekleurde domino's, en hulle pak dan, ek dink hulle het al tot hier by 4,5 miljoen domino's uitgepak, weke lang wat hulle in Nederland hierdie goed uitpak. En dan is daar hierdie groot oomblik wanneer een of ander beroemde persoon, sanger of akteur, die eerste ene laat val, en dit sit 'n kettingreaksie aan die gang wat almal laat val. Almal? Ongelukkig nie. As daar een domino nie in sy plek is nie, of hy val skeef, dan stop die storie. Dis so lekker om te kyk, en as hy stop, daardie teleurstelling wat jy kry, hy het nie end uitgegaan nie. Dit voel vir my, ons as Christen, ons as kerk is baie keer so. Baie van die domino's val, en die prentjie is mooi, maar iewers stop dit, want daar ontbreek iets. En is juist dit wat Jesus aanspreek, in daardie week voor sy kruisiging. Jesus is in Jerusalem, hy praat met die mense, en hy praat half indirek met die fariseërs en die skrifgeleerdes, en dan in Matteus 23 kry ons hierdie groot gedeelte waar Jesus die mense eers waarsku teen die fariseërs, dan kom hy met die 7 wee-uitsprake. Wee is o-wee. Die Griekse woord is oai. Maar as 'n Griek het vir jou, of iemand wat Grieks ken het vir jou mooi uitspreek, soos oai, kan hulle nie leer nie. Dis nie 'n aanklag nie, dis so iets tussen 'n sug, 'n aanklag, 'n moedeloosheid. Is asof Jesus sê, verstaan julle nou nog nie. En die gedeelte wat ons nou lees is half die kern van hierdie wee-uitsprake. Daar 7 wee-uitsprake. Ons gaan lees Matteus 23 vers 23 en 24. Wee julle skrifkenners en fariseërs, skynheiliges, want julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge moes julle gedoen het, sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in. Hierdie gedeelte praat baie hard met my, want Jesus sê, julle moet die een doen, sonder om die ander na te laat. Dit klink amper of het woorde uit Spreuke of die Psalms kan wees, of selfs Prediker. Julle het die een gedoen, maar julle het die ander nagelaat. Moenie, doen albei. Waaroor gaan dit hier? Jesus praat hier met die skrifkenners en die fariseërs. Die fariseërs, dit was natuurlik 'n groep mense wat baie klem daarop gelê het, dat mense die wet moet onderhou, dat mense reg moet leef. Hulle was baie gesiene mense. En nou die skrifkenners, hulle was gesogte mense, hulle was die prokureurs, die notarisse, die boekhouers, jy kan dit noem van daardie tyd. Hulle was die mense wat kon lees en skryf. So hulle het al die briewe geskryf, alle korrespondensie gedoen, boekhouding gedoen, en hulle was die enigste mense wat by die sinagoge byeenkomste uit die Bybel kon lees. So hulle was publieke figure, maar ook in die kerk baie belangrik. Nou was dit baie belangrik vir hierdie mense, die fariseërs en die skrifkenners, om daarom nou 'n goeie openbare beeld te hê. So hulle was baie getrou met die gee van tiendes. Soveel so dat as dit kom by my tuin, selfs die kruisement, ek het munt in die tuin, ek het vinkel op 'n stadium gehad, ek het nog nie komyn gehad nie, maar ek het dit alles in die huis, maar hulle het as hulle uit die tuin uit kruiepluk het hulle 10de daarvan afgetel en tot dit vir die saak van die Here gegee.
stiptelik in die gee van hulle tiendes. Nou kom Jesus en hy kritiseer hulle daaroor. Wat sê Jesus vir hulle? Jesus sê vir hulle, julle doen die ligte dinge van die wet, maar die swaar dinge doen julle nie. Dit was die gebruik onder die rabbies om te sê, daar sekere wette wat lig is en sekere wette wat swaar is. Kyk, om iemand sleg te sê, is in my oë daarom nie so erg soos om iemand te vermoor nie, alhoewel Jesus gesê het, kom eintlik op dieselfde neer. Hulle het gesê, daar sekere ligte dinge in die wet en sekere swaar dinge in die wet. Nou sluit Jesus daarby aan en hy sê, haai regtig om uit jou tuin uit 'n tiende van jou krusement te bring, sodat die offerdiere by die tempel of die leviete of die priesters of wie ook al dan 'n bietjie geurmiddels kan kry. Dis seker reg, dis sekerlik reg. Maar dis nie die belangrikste ding in die wet nie. Wat is die belangrikste? Jesus lig hier uit. Geregtigheid, barmhartigheid en trou. Geregtigheid is dit waarvoor God staan. 'n Ding is reg. Hy's nie reg of verkeerd nie. 'n Ding is reg. Verhoudings is reg. Alles is reg. Jesus is God se geregtigheid. Hy het gekom om ons in die regte verhouding met God te stel. Dis nie soseer 'n juridiese term van as jy nie reg doen nie, gaan jy gestraf word as 'n ouer wat wil hê sy kinders moet in harmonie leef. God is die Vader en hy wil hê daar moet reg en geregtigheid in die wêreld wees. Ons moet reg leef teen mekaar. Dan natuurlik barmhartigheid. Barmhartigheid is dat ek sorg vir mense wat sukkel, mense wat minder het as ek, enige uitgeworpene randfigure. Dis logies dat barmhartigheid amper die kern is van dit waaroor dit vir God gaan, dat ons sal sorg vir ander. En dan trou. Trou is liefde, lojaliteit. Jesus kom en hy sê, die ligte dinge is tiende van jou krye uit die tuin uit. Die swaar dinge is geregtigheid, barmhartigheid en trou. Julle, sê hy vir die fariseërs en die skrifkenners, doen die ligte dinge. Julle gee julle tiendes van julle oes, van julle kruietjies. Dan praat al die mense, kyk net hoe goed is julle. Maar dit wat 'n mens moeilik meet, naamlik jou sin vir geregtigheid. Dit wat 'n mens moeilik meet, naamlik wat gee jy vir ander, hoe help jy ander? En Jesus het hulle gesê, help jy doen dit om deur ander gesien te word nie, dit is 'n ding wat jy doen tussen jou en die Here. En lojaliteit, jy kan dit mos nie sien of meet nie. Jesus sê, dis hier waar die probleem inkom. Julle doen die ligte dinge van die wet, maar die swaar dinge doen julle nie. Goed, ek sal nou leef vir geregtigheid, barmhartigheid en trou, lojaliteit, dan gaan ek nou ophou om my tiende te gee. Nee, sê Jesus. En dis die kern van hierdie gedeelte. Dis vir my die kern van die probleem van die kerk. Ons wil een doen en dan los ons die ander. Dis soos om na die 10 gebooie te kyk en te sê, dis 'n toets en wat is slaagpunt? 50%? As ek die helfte van die gebooie nakom, dan is ek deur. Dan kan ek aangaan met my lewe. Kom ons sê 80% is die slaagsyfer. Ek is op die kerkraad, ek is 'n gesiene mens, ek is 'n welbekende besigheidsmens. Ja, 'n paar mense weet dat ek regtig waar my vrou verneek. Is 1 uit 10 wat ek verloor en mense weet ek is baie skelm in my besigheid. Maar ek gee my tiende vir die kerk, ek vloek nie, ek drink nie, ek rook nie, ek dans nie. So ek kry 8 uit 10, 80%. Nee, wat ek is 'n goeie Christen. Dis nie hoe dit werk nie. Jesus sê nie, doen die meeste in, ons kyk maar oor die ander nie. Die wet van die Here, die wil van die Here is 'n eenheid. En die Bybel is baie duidelik, as jy een wet oortree, is jy skuldig aan almal. En dis die punt wat Jesus hier maak. Jesus kom hier en sê, moenie dink omdat jy 'n paar goed reg doen, alles is nou reg nie. Jou lewe moet reg wees, dan is alles reg. Hulle was baie gesteld op rein en onrein diere. Jy mag nie iets wat onrein is inneem nie. So, die fariseërs het 'n punt daarvan gemaak as hulle wyn ingooi, dan het hulle wyn deur 'n doek gegooi. Hoekom? Daar kan 'n muggie in die wyn wees en ek mag nie 'n onrein muggie eet nie. So, om te keer dat ek nou nie 'n muggie sluk nie, gooi ek my wyn wat ek natuurlik mag gebruik, ek gooi dit deur 'n doek en dan drink ek rein wyn. Ek maak my nie self onrein deur verkeerd te doen en 'n muggie te sluk nie. Jesus kom treffend met sy oordrywing en hy sê, julle skep die muggie uit, maar die kameel, die grootste van die onrein diere, dit sluk julle in.
om vir hulle te wys. Julle let op die klein dingetjies, dis dinge wat mense raak sien, dis dinge wat mense oor praat, maar die belangrike dinge, dit doen julle nie. Die punt wat Jesus wil maak is, ons moet oppas dat ons nie goed wat in dieselfde kategorie val, wil ek sê, goed wat dieselfde klink dat ons daar uitkies nie. Kyk, 'n mens kan nou na die Bybel kyk en kyk na al die teenstrydighede in die Bybel. 'n Mens kan kyk na hoe rondom Dawid se sensus, kronieke en konings verskil. 'n Mens kan kyk rondom die skepingsverhale, Genesis 1 en 2 verskil. Rondom die 10 gebooie, Eksodus en Deuteronomium verskil. Rondom Esra en Nehemia aan die een kant en Rut, Maleagi en Jona aan die ander kant. Hoe tree jy op teenoor Ammoniete en Moabiete? 'n Mens kan kyk na Paulus aan die een kant, Paulus teenoor Jakobus of Paulus teenoor Johannes. 'n Mens kan kyk na die opstandingsverhale. Jy kan sien daar's baie goed in die Bybel wat teenstrydig is. Ons mag nie kies nie. Dis deel van die Bybel wat ons bely as God se woord. So ons mag nie kies nie, ons moet dit alles doen. Dis moeilik, dis 'n uitdaging, maar jy doen moeite daarmee. Jesus sê nou hier vir ons. Ons moet oppas vir een ding, dat ons nie die goed wat dieselfde klink, dat ons daar seker is kies en ander los nie. Ek wil hierdie illustreer aan die hand van musiek. Bach het besondere musiek geskryf, maar ek is 'n bietjie dom vir Bach. Sy goed is regtig moeilik om te verstaan. As iemand dit vir my verduidelik, is dit merkwaardig. Ek hou van opera. Opera is seks en geweld en intriges, romanse, verraad, al daai mooi goeters. En Rigoletto is seker een van die mees tipiese operas. In Rigoletto is daar 'n stuk musiek wat ongelooflik mooi is. Die hertog is 'n losbol. Die hertog, hy mors met mense. Gilda is lief vir hom. Gilda se pa Rigoletto sê, oppas vir hom. Wat nou gebeur is, Rigoletto vat vir Gilda dat hulle die hertog gaan afloer, waar hy flirteer met Madalena. Dis nou 'n vrou vir wie jy moet betaal. Nou in die kwartet kry die hertog wat flirt met haar. Madalena wat sê, okay, ek speel saam, maar ek ken jou soort, ek gaan my nie laat val nie. Gilda wat hart gebroke is. Jy hoor haar geween in hierdie stuk. En haar pa wat sê, ek het jou mos gesê, maar hy probeer sy kind beskerm, maar hy weet sy is lief vir hom. 4 totaal uiteenlopende emosies. En saam maak dit die mooiste kwartet uit. Luister 'n bietjie hierna. Die hertog, Madalena, Gilda, Rigoletto. Hierdie is soos as jy dinge in die Bybel kry wat vir jou klink of dit teenstrydig is, en dalk is dit teenstrydig, maar omdat dit deel van die Bybel is, sê ek moet die een vat en ek kan die ander ene nie los nie. Met ander woorde, ek kry hulle in my geloofswêreld. Dalk in my verstand kry ek hulle nie geïntegreer nie, maar in my geloofswêreld integreer ek dit en ek sê, ek moet al twee doen. Dan kry jy Bach. Bach het die kuns van die fuga geskryf. 'n Fuga is vir my baie ingewikkelde musiek. Dis musiek wat 'n lang loop het en hy begin met een instrument, een wysietjie. En dan kom daar 'n ander wysie in wat presies dieselfde doen, 'n bietjie laer en in 'n effens ander klank. En dan gaan hulle twee gelyktydig aan. Die eerste een loop sy eie koers, die tweede een loop dieselfde koers,
maar later en op 'n ander manier. En dan kom daar 'n derde en 'n vierde in. En saam maak hierdie verskillende weergawe van dieselfde wysie 'n ongelooflike mooi harmonieuse eenheid. Kom ons luister hierna. Ons het eers die viole, dan die altviole en dan die cellos wat bykom. Hierdie is 'n voorbeeld van dit wat Jesus vir ons wil leer. Kom ons sê ons het liefde tot God. Jy moet God lief hê, of kom ons sê die liefde wat God vir ons gee. Dis die eerste wysie wat uitkom. Dan kom die tweede deel van die figa en hy sê dieselfde, dis die liefde wat ek vir God het. Dan kom die derde deel en hy sê dis dieselfde wysie, dis liefde wat ek vir my medemens, vir my medekerkgenote het. Dan kom 'n vierde keer dieselfde wysie, hy maak hom al hoe voller en hy sê maar dis die liefde wat ek het vir die mense buite die kerk. En dan kom daar nog een by wat sê maar dis dieselfde liefde, dis die liefde wat ek het vir my vyande. Julle sien, alles gaan om die liefde, maar die een bou op die ander. In die geval van 'n figa raak dit al hoe dieper en dieper. Dis vir my waaroor dit gaan. Jy het God se liefde vir ons, maar dit raak al hoe dieper en al hoe dieper hoe ek meer leer oor liefde. Ons is baie keer lief om een wysie te hê en ons bly daarmee. Kom ons dink byvoorbeeld liefde. Ja, ek moet my naaste lief hê. Dis reg. Jesus sê en jou vyand? Dis 'n diepte wat ons baie keer nie voor kan sien nie. Ek is 'n besigheidsmens en ek gee baie geld vir die kerk, ek gee spesifiek geld vir die sending. Baie mooi. Maar in my besigheid, ja, dit was nou logies, besigheid is besigheid, ek kan mos nou nie oral ewe eerlik wees nie. Julle sien, ek bly by die wysie van, ek gee vir die kerk so, die res maak nie soveel saak nie. Daar die diepte van, ek vertrou God om my besigheid, ek sal eerlik wees. Ek het 'n familieplaas geërf, en ek boer te lekker, ek boer goed, ek gee my 10de vir die kerk, ek reël kampe vir die kinders op die plaas, jeugkampe. Ja, ek behandel nou nie my werkers soos wat dit moet nie, maar ek gee daarom 'n deel vir die kerk. Ek doen nie goeie wisselbou nie, maar ek is nou al in my middeljare, teen die tyd wat die grond uitgeput is ek seker al dood. Is dit wat die Here wil hê? Nee. Ek het die plaas geërf. Nou moet ek besef, ek het 'n verantwoordelikheid. Dis wat God wil hê ons moet hê. 'n Verantwoordelikheid teenoor die natuur, so ek gaan reg boer. Partykeer klink dit 'n bietjie of ek van my wins gaan opoffer en dit is seker so. As ek my mense moet betaal, ja, hulle verdien nou nie regtig wat ek vir hulle moet gee nie, maar hulle moet ook lewe. Julle sien, dit gaan nie oor net een wysietjie nie, dit gaan oor die diepte wat kom. Ek is 'n goeie man vir my familie. My vrou en my kinders kry alles wat hulle wil hê. As hulle van iets praat, kry hulle dit. Maar my vrou is aan antidepressante verslaaf en my kinders aan dwelms. Hoekom? Want ek gee nie vir hulle die tyd nie. Ek gee nie vir hulle begrip nie. Ek gee nie vir hulle daardie lojaliteit wat van 'n pa verwag word nie. Julle sien, ek gee die een en die ander laat ek na. Jesus sê, moenie die een gee en die ander nalat nie. Kom ons kyk na die kerk. Ek dink dis 'n probleem by baie van ons gemeentes. Ons doen 'n klomp goed, maar dan is daar belangrike goed wat ons nie doen nie. Hoekom nie? Het voel vir my soos 'n biegsessie. Daar's seker goed waarin ek net nie goed is nie. Daar's seker goed wat ek nie kan doen nie. En nou sit ons met 'n gemeente en dit werk amper, maar nie regtig nie. Die antwoord is, daar moet mense kom wat die dinge kan doen en ons moet saamwerk. Ons moet soos 'n puzzle wees, al die stukke bymekaar. Ons moet soos domino's wees, waar al die stukke bymekaar pas en elkeen val op sy tyd en die hele prentjie word voltooi. In my eie lewe, ek het 'n klomp goed wat ek reg doen. Ja, wonderlik. Maar baie keer is hier diep in my binneste 'n onsekerheid, 'n twyfel. Gaan kyk mooi, is daar nie iets wat jy nalat nie?
Is daar nie iets wat jy moes gedoen het wat jy nie doen nie, of iets wat jy doen wat jy nie moes gedoen het nie? Is dit nie die rede vir jou twyfel nie? Goed, nou kom ons hier waar ons besef. Ons is nie volmaak nie, ons doen baie sonde, ons skiet ver te kort. Nou doen ek selfondersoek, die kerk, die gemeente, die kerkraad, ons doen selfondersoek en ons sien daar's fout. Wat nou? Weet julle wat? Ek het altyd, jy moet nou nie vir my lag nie, maar ek raak baie keer regtig emosioneel oor simpel goed soos blokkies, houtblokkies, domino's, plastiese blokkies. As daai domino so val, die een na die ander val en dis net indrukwekkend, dan vertel hulle vir jou baie keer, daar langs die kant, hy loop so op af langs die kant, is wat hulle noem 'n lifeline, 'n lewenslyn. Dis 'n klompie blokkies wat nie iets indrukwekkends doen nie. Maar as daar 'n blokkie is wat nie val nie, dan loop daar langs die kant blokkies, sodat die hele prentjie nie tot stilstand kom. Met ander woorde, daar's 'n lifeline wat sorg dat as hier iets tekort skiet, die dinge kan aangaan. Ek en my sonde en my swakhede, en baie keer ek in my asprisheid, gaan nie die koninkryk van God dwarsboom laat misluk, omdat ek nie doen wat ek moet nie. God sorg vir die lifeline. En wat is hierdie lewenslyn? Vir my, natuurlik die Heilige Gees, maar die lewenslyn is vir my die woord van God. Die woord van God, wat so ryk is, so diep is, baie keer so verwarrend is, baie keer so dat jy moet soos in 'n myn grawe, dieper en dieper om by die waarheid uit te kom. Maar die Heilige Gees gebruik die woord om my bewus te maak van dit wat moet gebeur. Soos hierdie teksvers. Dit was my baie lekker om te kyk na al die teenstrydighede in die Bybel en eensklaps onthou ek hierdie vers en ek gaan lees omdat ek besef, sjoe, dis lekker om intellektueel te speel en te kyk, hoe kry ek al die goed wat teenstrydighede is, geruim in my? Maar moet nou nie in hierdie proses vergeet van dit wat belangrik is nie. Wat sê Jesus is dit? Dis geregtigheid, barmhartigheid, lojaliteit. So as daar domino's is in my lewe wat nie val nie, moenie moedeloos raak nie. God het vir ons die woord gegee. Delf in die woord en kry daar die antwoord vir dit wat nog moet gebeur. Dit is ongelooflik, die bergrede, een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, 3 hoofstukke waar Jesus bekende goed vat en vir die mense sê, julle doen die regte, maar julle gaan nie ver genoeg nie. Julle doen die regte, maar julle gaan nie diep genoeg nie. Die Bybel, wat ek bely as die woord van God, is en bly een van die wonderlikste goed wat daar nog ooit in die wêreld was. Dankie Here, dat ons 'n Bybel het wat sal sorg dat daar waar dinge tekort skiet, U vir ons deur die woord help om reg te maak. Amen. Dankie Here vir die kerk. Dankie dat ek deel kan wees van die kerk. Ons as kerk maak baie foute, maar dankie dat ons U woord het waardeur U vir ons leer. Dankie dat die Heilige Gees ons lei. Help ons Here om met ons hele hart daarna te streef, om U te gehoorsaam in alle opsigte. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle.